Goeiemôre almal. Baie welkom by die erediens. Dit is lekker om hier saam te wees. Ons het nou Vrydag, was dit goeie Vrydag. Toe was dit nou eintlik maar 'n donker dag. Baie hartseer dag, somber atmosfeer. Hier was swart hier voor en die tafel, nagmaaltafel was in swart oorgetrek. Maar vandag is dit die teenoorgestelde. Ons is bly, hier's mooi blomme, die kruis is so mooi versier, hier is ook 'n paar blomme. Ons is bly, soos die son opgekom het vanoggend, dit was nou 'n bietjie bewolk, so was dit ook met die opstanding, dit was donker, dit gevoel soos die einde, maar Jesus het opgestaan, die lig het oorwin, Jesus het oorwin, hy leef. En daaroor vier ons fees vanoggend. Want as Jesus nie opgestaan het nie, dan was ons verlore, dan het ons nie hoop gehad nie, dan het ons nie 'n toekoms gehad nie. Die opstanding is die fundament van ons hoop as Christene. So ons is so bly vir wat Jesus vir ons gedoen het, aan die kruis, sy lyding, sy opoffering, maar ons is ook so bly. Hy is nie maar net iemand wat ver in die verlede geleef het nie. Dan was hy maar net 'n goeie voorbeeld. Hy is die opgestane Here, die opgestane gekruisigde. En dit het alles verander. Kom ons groet mekaar vanoggend. Ons ek gaan nou nie soos Vrydag het ek vertel van die Sinees wat deel is van 'n band en hulle het so getoer en hy wou 'n bietjie Afrikaans praat. Hy's eintlik meer Engels. En hy sê, groet die versoekers om jou, maar hy wou sê besoekers. Ek groet die besoekers, kom ons groet mekaar, kom ons sê vir mekaar, môre. Hy het homself toe lelik weerspreek. En toe sê die dominee, praat maar eerder Afrikaans, Engels, los maar die Afrikaans. Maar baie welkom hierso vanoggend. Ek wil vra of enige besoekers is, sal julle asseblief julle hande opsteek. Ons gee 'n kruisie wat sê welkom by Nooit Gedagte. Dis vir ons lekker as die besoekers is. Is die enige besoekers vanoggend? Ja, hierso is. Hier's 'n paar hande. Baie welkom. Hier iewers het ek ook 'n hand gesien, waar is die ander hand? Okay. Sien die nog, amper dog ek dan nie, Anita steek haar hand om. Sy sit so. Maar baie welkom aan almal hierso vanoggend. Ons kan regtig met hierdie naweek en wat gebeur het, kan ons net die Here loof en prys vir sy genade, sy goedheid, dat hy vir ons kom red het en nuwe lewe moontlik gemaak het. Ons kon nie dit self regkry nie, ons kon nie onsself red nie. Ons was maar verlore in ons sonde, maar Jesus het ons gered, en ons vier dat hy die oorwinnaar is. Hy regeer, hy is die hoof bo elke mag en gesag, en ons moet daaraan vashou, want in die wêreld lyk dit nie altyd so nie. Die wêreld is te mekaar, daar's boosheid, daar's aaklige dinge, oorloë, allerhande goed, maar die Here is steeds in beheer. Hy is die koning. Nou, ek het vanoggend, toe ek nou hier instap by die voordeur, toe sien ek nou 'n klip daar lê, want ek het 1 jaar gesê, so op Paasondag gaan kry 'n klip. Jy kan nou in die tuin dit gaan kry, of as jy nou nie 'n klip het, jy gaan soek iewers 'n klip, dan skryf jy daarop, Jesus het opgestaan, of Jesus leef. Jy kan nou ook dit verf of mooi maak, maar dis dan 'n herinnering vir jou. Want die lewe is nie altyd maklik nie. Die lewe is baie keer moeilik, maar dan kan jy dit sien. Die klip is weggerol voor die graf, Jesus leef, hy het oorwin. So, toe ek het laas sê, toe bring iemand 'n klip, toe ek sien, toe is daar 'n klip met dit opgeskryf. Maar julle kan dit gaan doen bietjie, dit is mooi, dit kan ook vir mense herinner, dat die Here ons rots is. So jy kan verskillende goed daarin sien, maar ons het sulke herinneringe ook nodig. Ons gaan, jy kan nou na daai slide toe gaan, ons gaan mekaar so
ons gaan hierdie sê, dit is hoe Christene ook oor die jare mekaar so gegroet het. Ons doen dit vandag op Paasondag. Ek sê die Here het opgestaan en julle sê die Here het waarlik opgestaan. Die Here het opgestaan. Ons hoor die volgende in 1 Petrus 1 vers 3 en dit is in die Bybel vir almal vertaling. Ons prys die God en Vader van ons Here Jesus Christus. God wat baie goed is vir ons. Jesus Christus het gesterf, maar God het vir Jesus weer laat lewe. En so het God vir ons ook weer laat lewe. Ons het nou 'n nuwe lewe en daarom kan ons baie seker wees van die dinge wat ons hoop. Broers en susters in Christus, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ek wil vra voor ons die Here gaan loof en prys dat iemand die Christuskers aansteek. Ons het nou met Goeie Vrydag om doodgeblaas in die einde van die diens, want ons het gedink aan Jesus wat gesterf het, Jesus wat toe in die graf begrawe is, en dit was donker, dit het gevoel soos die einde, maar ons weet Jesus het opgestaan, hy leef, die duisternis kon nie die lig doodmaak nie. So as iemand vir ons die Christuskers sal aansteek vir oggend, Attie, sal oom. En die hoop wat ons het as Christene, Jesus is ons hoop. So dit beteken ons het hoop in alle tye, in alle omstandighede. Maak nie saak waardeur mens gaan, of hoe onseker jy is, of hoe moeilik het gaan nie. Ons het hoop, want ons behoort aan die Here. Dit is wat vir ons hoop gee. Kom ons loof die Here, ons gaan 2 liedere sing. Ons loof en prys die Here saam.
Ons gaan ook ons geloof saam bely, so julle kan bly staan. As jy moet sit, bly sit. Moet nou nie staan as jy nie kan so lank staan nie. Dalk gebeur iets, dalk val jy of iets. So sit maar eerder. Mens verstaan ook, party kan dalk nie. Ons gaan dis so beurtspraak, waarmee ons geloof gaan bely. Dit maak ook 'n bietjie gebruik van Filippense 2 vers 5 tot 11. So ek sê weer die gedeelte langs liturg en julle langs gemeente. Ek glo in Jesus Christus, die enige gebore seun van God die Vader. Wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Hy het op die 3de dag weer opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader. In die naam van Jesus sal elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie buig en elke tong sal erken, Jesus Christus is die Here. Amen. Julle kan maar sit. Ons praat maar nie vandag oor die rugby nie, was maar treurig en as jy 'n Stormer ondersteuner is, het jy maar bietjie gestres, het bietjie gehoop, dit lyk na 'n wen op die einde, maar toe ongelukkig nie. Maar die mens kan nou baie oor die skeieregter ook sê, so ek los dit maar daarso. Maar die Bulle en die Haie het ook verloor, so dit was maar treurige naweek vir ons rugby. Ons los dit maar net daarso. Ons gaan vanoggend lees uit die Johannes Evangelie. Gaan ons hoor van die leë graf en hoe Jesus ook aan Maria Magdalena verskyn het. Maar ek wil net voor ons dit lees uit Johannes 20 vers 30 tot 31, want daar hoor ons die doel van die evangelie. Jesus het nog baie ander tekens voor sy disippels gedoen, wat nie in hierdie boekrol geskryf staan nie. Hierdie dinge is egter neergeskryf, sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe in sy naam kan hê. Die fokus was veral op Christene wat reeds geglo het, maar wat moes aangemoedig geword het om te bly glo, want dit het maar moeilik gegaan, hulle het verwerping ervaar en so voort, maar swaar gekry. So dit was die fokus. Natuurlik is daar ook, mens kan ook sê dit wil mense laat glo, maar die fokus was om mense wat reeds glo, om hulle te help om aan te hou glo. En dit is vir ons ook. Daar's mense wat nie glo nie, ons wil hê hulle moet glo, maar ons wie reeds glo moet aanhou. Ons omstandighede moet ons nie weg laat dryf van die Here af nie, of gemak of wat ook al nie. So vandag het ons ook weer 'n geleentheid om die goeie nuus te hoor. Maar kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons dank U dat U 'n liefdevolle Vader is, wat goed is vir ons, wat vir ons sorg, wat so omgee dat U Seun gestuur het om ons te kom red. Here, dit is net genade, ons verdien dit glad nie. Ons loof en prys U daarvoor. Here, ons wie glo het die ewige lewe. Ons dank U daarvoor. Maar ons bid, Heilige Gees, kom versterk ons geloof, kom maak ons oë oop vir Jesus, laat ons sien wie hy werklik is. Here, en dat ons sal voluit vir hom leef in hierdie wêreld. Want ons weet, ons wie glo behoort aan hom. Ons weet, niks kan ons skei van U liefde nie. Ons lewens is gered en is veilig in U hande. Here, dankie vir daai wete. Here, ons bid dat U met ons sal praat deur U woord,
en dat ons sal luister. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. So ek lees vir ons uit Johannes 20 vers 1 tot 18 en ek lees uit die 2020 vertaling. En vroegoggend op die eerste dag van die week, terwyl dit nog donker was, kom Maria Magdalena tot by die graf en sien dat die klip van die graf verwyder is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel vir wie Jesus liefgehad het en sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgegaan en na die graf gegaan. Die twee het saam gehardloop, maar die ander disipel het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus, en eerste by die graf aangekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die linnedoeke lê. Hy het egter nie binne gegaan, maar toe Simon Petrus wat hom gevolg het, daar aankom, het hy die graf binne gegaan, en die linnedoeke daar sien lê, en die doek wat oor sy kop was. Die doek het nie by die linnedoeke gelê nie, maar was een kant afsonderlik opgerol. Toe het ook die ander disipel, die een wat eerste by die graf gekom het, binne gegaan, en hy het gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan, dat hy uit die dood moes opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. Jesus se verskyning aan Maria Magdalena. Maar Maria het buitekant by die graf staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor na die graf toe gebuk, en twee engele met wit klere aan daar sien sit, waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar sy kop en een waar sy voete was. Hulle sê toe vir haar, vrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle het my Here weggevat, en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en hom daar sien staan, maar nie besef dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar, vrou, waarom huil jy? Wie soek jy? Sy het gedink, hy is die tuinier, en sê toe vir hom, meneer, as u hom verwyder het, sê vir my waar u hom neergelê het, en ek sal hom wegneem. Jesus sê vir haar, Maria. Sy het omgedraai en in Hebreëus vir hom gesê, Rabboni, dit beteken leermeester. Jesus sê vir haar, moenie my langer vashou nie, want ek het nog nie na die Vader opgevaar nie, maar gaan na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader, en na my God en julle God. Maria Magdalena gaan vertel toe aan die disipels, ek het die Here gesien, en dat hy hierdie dinge vir haar gesê het. Ons lees net tot so ver. So, toe Maria Magdalena nou vroegoggend daarso by die graf kom, die eerste dag van die week, toe sien sy tot haar verbasing die klip is weggevat daar by die graf. Dis weggerol en sy dink toe die gevolgtrekking wat sy maak is toe iemand moes Jesus se liggaam weggevat het. Nou in daai tyd, dit was algemeen genoeg dat daar die grafrooftogte was algemeen genoeg dat daar streng wette in die Romeinse Ryk teen dit ingestel het. So mense hoor vandag baie keer aan roof mense grafte, dan soek hulle ringe of iets waardevols, dan breek hulle als oop. Sulke goed het ook gebeur in daai tyd. So dit was nie iets wat heeltemal ongewoon was nie. So dit help mense om te verstaan hoekom Maria dadelik gedink het dis wat nou gebeur het. Iemand het Jesus se liggaam gevat. Maar sy was verkeerd. Dit wys vir ons, mense kan soms 'n verkeerde gevolgtrekking maak. Dit lyk vir ons dalk asof dit is wat gebeur het, maar dit is nie wat gebeur het nie. Ons moet maar dit altyd onthou. Ons kan verkeerd wees. Ons maak soms vinnig gevolgtrekkings. Mense kan byvoorbeeld na hierdie wêreld kyk en dink, daar is nie hoop nie. Kyk hoe lyk dit.
Kyk hoe lyk ons stad, kyk hoe lyk ons land. Die Here het ons gelos. Maar dis nie waar nie. Dis verkeerde gevolgtrekking. Die Here is hier, hy's aan die werk. Hy het opgestaan, hy is die Here. So, as mens nou dink, hoe het sy dalk gevoel, toe sy nou daar by die graf kom, en die klip is so weggerol. Wat het deur haar kop gegaan? Dit moes vir haar en die disippels, die wie Jesus gevolg het, 'n verskriklike tyd gewees het. Baie verskillende emosies. Jy's platgeslaan, jy's hartseer, dit voel soos die einde. Dis donker. En nou dit ook nog, nou is die liggaam van Jesus dalk ook nog gevat. So dit moes verskriklik moeilik gewees het. Ek dink nie ons kan regtig indink hoe dit moes gewees het, om dit te moes beleef het nie. Maar sy hardloop toe na Simon Petrus en die geliefde disippels, en sy sê wat sy dink. Sy deel haar gevolgtrekking. Sy sê, hulle het die Here uit die graf weggevat, en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. En dan hoor mens nou die reaksie van Petrus en die geliefde disipel. Hulle het bietjie van 'n resies na die graf gemaak, 'n bietjie gehardloop, en dan hoor ons nou dat die geliefde disipel het vinniger gehardloop. So hy kom nou eerste daar aan. Maar hy het nie in die graf ingegaan nie. Hy het vooroor gebuig en hy sien toe die graf is leeg. Jesus se liggaam is nie daar nie. Hy sien toe nou net daai linnedoeke daar lê. Toe kom Petrus daar aan, hy gaan in, hy sien die linnedoeke, maar hy sien ook die kop, die doek wat op Jesus se kop was. Hy sien dit ook. En die doek het nie by die linnedoeke gelê nie. Dit het een kant gelê en dit was opgerol. Nou dit is nogal 'n belangrike ding wat daar gesê word, want as iemand die liggaam kom steel het, sou hulle vinnig wou werk. Hulle sou die liggaam met die doeke en die kopdoek gevat het. Hulle sou nie eers dit afgehaal het en die kopdoek nou netjies gaan neerlê het nie. Daai linne doeke en so aan sou ook nogals waardevol gewees het. So dit sê dit was nie 'n rooftog nie. Maar dis wat hulle nou sien. Dit lê daar. Vir ons is dit 'n manier om te sê dit was nie 'n rooftog nie. Hier het iets anders gebeur. En dan hoor mens nou in vers 8 toe het ook die ander disipel, die een wat eerste by die graf gekom het, binne gegaan. Hy het gesien en geglo. So hy sien die leë graf, hy sien die doeke. By hom is daar al geloof. Maar hy het nou nog nie heeltemal verstaan wat het regtig gebeur nie, maar hy het geweet hier het iets gebeur. Iets buitengewoon het hier gebeur. Daar was al geloof by hom. In vers 9 hoor ons, hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy uit die dood moes opstaan nie. So hy sou nog nie dit kon sê nie, maar daar was al geloof. Daarna het die disippels weer huis toe gegaan. Maar dan hoor ons van Maria, sy staan daar buitekant die graf, sy huil, sy is hartseer, sy weet nie waar Jesus se liggaam is nie. Terwyl sy huil, het sy vooroor na die graf toe gebuk, en toe is daar 2 engele met wit klere aan. Hulle sit daar waar die liggaam van Jesus gelê het, een waar sy kop en een waar sy voete was. Hulle vra vir haar, vrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle het my Here weggevat, en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Vir Jode sou dit baie hartseer en skokkend gewees het. So sy was hartseer, nou nog verder hartseer. Ek weet nie waar is Jesus se liggaam nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en hom daar sien staan. Maar sy het nie besef dit was Jesus nie. So Jesus is toe daar, maar sy besef dit nie. Miskien met al die trane en sy hartseer het sy nie eers gesien wie is dit nie. Jesus sê vir haar, vrou, waarom huil jy? En dit is vir my nogals besonder, hy gee om vir haar, dadelik, hy vra vir haar, hoekom huil jy? Hy kom ontmoet haar daar in haar hartseer. Wie soek jy? Sy het gedink, hy is die tuinier, en sê toe vir hom,
Meneer, as u hom verwyder het, sê vir my waar u hom neergelê het, en ek sal hom wegneem. Sy dink hy is die tuinier, daar by die graf, in die tuin. En dis eintlik 'n beeld wat 'n mens, sy besef nou nie eintlik dit nie, maar Jesus is ook soos 'n tuinier. Hy help ons om te kan vrug dra. Hy gee vir ons wat nodig is. So dis eintlik ook 'n manier hoe mens Jesus kan beskryf. Dit sluit vir my ook aan by daai, hy is die ware wingerdstok in Johannes 15. As ons aan hom verbonde bly, dan dra ons vrug. So hy is soos die tuinier vir ons. Hy spit ons grond bietjie op en hy gee vir ons wat ons nodig het, bemesting, sodat ons vrug kan dra. Maar sy het gedog, hy is die tuinier. Jesus sê vir haar, Maria. En dit is toe sy besef, dit is hy. Sy sê, Rabboni, sy is bly. Haar hartseer het in blydskap verander, want Jesus leef. Dit beteken leermeester. Dit moes besonders gewees het om te dink, Jesus is dood. Ons redder is dood, daar is nie hoop nie. En dan hoor mens, dis hy, jy hoor sy stem, jy sien, daar is hy by jou. Dit moes regtig besonders gewees het. Ek dink dit moes wonderlik gewees het. Na alles is dit nie die einde nie. Jesus leef. Hy het oorwin. Die kruis, die graf, die Romeine, die godsdienstige leiers, niemand kon hom keer nie. Nie eers die ergste, wreedste dood kon hom keer nie. Hy leef. Jesus sê dan vir haar in vers 17, moenie my langer vashou nie, want ek het nog nie na die Vader opgevaar nie. Maar gaan na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader, en na my God en julle God. En Maria Magdalena het toe gaan vertel aan die disippels, ek het die Here gesien, en dat hy hierdie dinge vir haar gesê het. Maria word die eerste getuie. Sy 'n vrou het getuienis. 'n vrou was nie as 'n geloofwaardige getuie gesien in daai tyd nie. Vroue was gesien as onbelangrik. Sy is die eerste getuie dat Jesus leef. Sy het hom gesien. So dit is ook besonder. Dit wys maar net weer die Here kan enige een van ons gebruik. Die samelewing sê dalk vir jou, jy is nie belangrik nie, jy is nie goed genoeg nie. Jy is te oud, jy is te jong. Ons elkeen is 'n getuie van Jesus. Ons elkeen is 'n gestuurde. Ons moet dit onthou. Ons kan 'n lig wees. Ons kan hoop bring. Sy is 'n draer van hoop. So sy moes na die disippels toe gaan en vir hulle gaan vertel het. Hierdie goeie nuus, hierdie wonderlike nuus, die beste nuus ooit. Want as Jesus nie opgestaan het nie, dan was dit maar donker. Dan was almal maar nog vasgevang. Dan was Jesus net 'n goeie voorbeeld. Die keerpunt het nie gekom by die kruisiging nie. Na die kruisiging was die disippels, as mens nou verder hier lees ook, hulle sit bang agter toe deure. Hulle is angstig, hulle is onseker. Na die kruisiging was mense bang, onseker, die volgelinge van Jesus. Hulle was nie bly en vol hoop nie. So, die keerpunt kom na die opstanding. As mense hoor, die graf is leeg, en dis omdat Jesus leef, as toe die disippels en soos Maria gesien het, Jesus leef, hy leef werklik, dis toe die groot verandering gekom het. Toe het mense voluit vir Jesus geleef, al was dit gevaarlik, al weet hulle wat met Jesus gebeur het, want hulle het geweet, my lewe is gered, ek behoort aan die Here, wat die dood oorwin het. Die dood is nie die einde nie, al stop nie daar nie. Die dood kon hom nie gevange gehou het nie, kon hom nie toegesluit het nie. So, mens moet dit is wat so besonders is. As Jesus nie opgestaan het, was daar nie 'n evangelie nie. Daar sou nie veel gebeur het met Christendom na Jesus se dood, as hy nie opgestaan het. Maar die opstanding het alles verander. Dit laat ons die lewe en die dood in 'n hele ander lig sien. Ons sien alles nou anders. Ons weet ook, dit wat Jesus gesê het is waar. Ons moet sy woorde ernstig opneem. Want hy is ons Here. As ons sê hy is ons Here, dan moet ons vir hom leef
en hom volg en gehoorsaam wees. So, dit is ook 'n uitnodiging vir ons vanoggend. Jesus is nie net ons verlosser nie, maar hy is ons Here en Koning. Maar ons het hoop. Jesus se opstanding gee nie net vir ons hoop vir die toekoms nie, maar dit maak nou al 'n groot verskil. Dit maak nou al dat ons nuut kan lewe. Dit maak nou al dat ons met hoop kan lewe, want ons weet Jesus het die deurslaggende oorwinning behaal oor die bose, die magte en die dood. Ons weet Satan het geval, sy mag is gebreek en die dood is oorwin. Maar dit beteken nie al ons probleme is nou opgelos nie. Mens maak 'n fout as jy so gaan dink. Jesus het oorwin, maar ons leef nou nog in die tussentyd. Ons wag vir hom om weer te kom. Dan gaan alles eers reggestel word en heel gemaak word. Dan gaan die genesing ten volle kom. Maar dit het klaar begin. Die herskepping, die herstel, die genesing met die kruisiging en die opstanding. So ons het hoop, maar hier is nog steeds swaar kry en lyding en siekte en uitdagings. Maar ons kan leef met hoop. En die wêreld moet dit sien. Ons het hoop. Al val goed rondom ons in mekaar. Ons het steeds hoop. Daar's 'n lig wat uit ons uitstraal. Ek het so 'n storie gelees van 'n man, hy was 'n Christen en daar was 'n Hindoe. Die man was 'n Hindoe, maar hy het vir hierdie Christen gesê, "Wat gebruik jy, want jy's gewoonlik so vriendelik en gelukkig. Wat gebruik jy? Ek wil ook dit hê." En hierdie man sê, "Nee, hy dog is iets wat jy kan gaan koop. Een of ander vitamien of so ietsie, dalk 'n energy drink of iets, ek weet nie." Maar hy sê toe, "Nee, ek gebruik niks nie. Ek het vir Jesus in my lewe en hy gee my vreugde." So hy het daai lig raak gesien. En dit is wat met ons ook moet gebeur. Jesus is nie maar net 'n figuur in die verlede wat vir ons 'n mooi voorbeeld was nie. Hy leef. En ons weet, soos ons in Matteus 28 hoor, in vers 18, dat Jesus sê, "Aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde." Hy is die Here, hy is die koning. Hy is in beheer. Maar hy het ook gesê, hy het ook gesê, "Ek is by julle." Onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld, in vers 20. So, dis wat ons hoop gee. Dis hoekom die Christene na Jesus se dood ook voluit vir hom kon lewe. Hy is by hulle, maak nie saak wat nie. Hulle is nie alleen nie. En dit troos ons ook. So dit gee vir ons moed en hoop en durf vir hierdie lewe. Want wat mense in die evangelies ook hoor, mense hoor dit in die Johannes evangelie ook. Jesus het vir hulle gesê, moenie meer bang wees nie. Hy gee vrede, maar dan stuur hy hulle uit. Hulle het nou werk om te gaan doen. Hulle moet gaan getuies wees. Hulle moet gaan vertel van Jesus. Hulle moet hom gaan volg in hierdie wêreld. In die Johannes evangelie dan sê Jesus, "Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle uit." Maar hy gee eers vir hulle vrede. En toe is hulle nie meer agtertoe deure nie. So, kom ons gaan loof die Here met ons lewe. Ons loof en prys hom, eer hom met ons lewe. Kom ons gaan volg hom. En ons doen dit uit dankbaarheid vir sy liefde, vir sy genade. Daar is hoop, maar dit hang af waar mens fokus. As mens nie op die Here fokus nie, gaan jy nie hoop hê nie. Jesus is ons hoop. Ons hoop het 'n naam en dis wonderlik. Ons hoop is nie maar net 'n idee wat vir jou 'n bietjie optimisties maak nie. Jesus is ons hoop en hy is by ons. Ons kan elke dag saam met hom leef in 'n lewende verhouding. Jesus het vir ons vrye toegang gegee tot die Vader. Hy het 'n einde gebring aan alle offers wat ons moes bring. Hy was die perfekte offer. So daarvoor, ons moet nie dit vergeet nie. Ons het vrye toegang, ons kan met vrymoedigheid na God toe gaan. Kom ons gebruik daai voorreg en kom ons leef in 'n lewende verhouding met die Here. Kom ons bid saam.
Here, ons loof en prys U dat U ons gered het. U het ons gered, maar U wil hê ons moet nou al anders lewe. U het ons gered sodat ons nou al nuut kan lewe. Here, ons moet meer en meer soos U raak, Jesus. En dis die Heilige Gees wat ons verander, wat ons nuut maak. So ons bid, kom doen dit, Heilige Gees. Help ons om nie selfsugtig en in 'n gemaksone te lewe nie. Help ons om te luister, waarna toe stuur U ons? Waar wil U ons gebruik? Here, ons is U gestuurdes. Ons weet U is aan die werk en U nooi ons om saam te werk. Mag ons vra, Here, waar wil U my gebruik? Waar het U my nodig? Ons bid, Here, dat ons sal weet, ons lewe is gered en veilig in U hande. Geef vir ons daai sekerheid, dat ons aan U behoort. Maak nie saak wat nie. Here, daar's mense wat siek is, daar's mense wat val, wat swaar kry. In ons gemeente, maar ook al buite. Here, ons as Christene weet, swaar kry en siekte en lyding gaan nie die finale sê nie. Maar help ons om dit werklik te glo, Here, dat ons 'n wonderlike toekoms het. Dat die heerlikheid wat kom, gaan hierdie swaar kry by verre oortref. Here, U kan en U gaan U beloftes waarmaak. Die opstanding van Jesus wys vir ons dat U nie net die moontlike nie, maar ook die onmoontlike kan doen. En ons weet daai selfde krag waarmee God vir Jesus uit die dood uit opgewek het, werk ook in ons. Dis besonder, dis beskikbaar vir ons. Here, ons dank U vir al hierdie wonderlike dinge. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Daar is nou geleentheid vir die gee van die dankoffers. Dan gaan 'n paar afkondigings ook gedeel word. Onthou, jy kan ook SnapScan gebruik as jy weet hoe en so jy dankoffer gee.
wees. Here, dankie vir die offers wat ons hier kon opneem vanmôre. Here, seën ook dit in werking in hierdie gemeente. Amen. Daar sê ek, ons een bietjie klank kry, daar sê ek. U sal van volgende Sondag af gaan in die weer gedrukte afkondigings by die deure kry, maar die afkondigings is ook op die kommunikasiegroep op WhatsApp. En as jy nog nie op die kommunikasiegroepie is nie, kontak vir Dominee Robbie, dan kan jy vir jy daar opsit. Huis toe gaan, moenie na die huis toe gaan na die diens nie, daar is koffie en thee in die saal, kom ons kuier 'n bietjie saam. Daar is heel wat kommissie sien ek hierdie week, is 'n besige week. Sendingkommissie is 'n Dinsdag aand, 5:00, Dinsdagmiddag 5:00, en dan is daar eredienskommissie 6:30. Die bidure en die Bybelstudies gaan aan, almal van hulle. Ek wil ook graag noem, ons het 'n mannegroep Saterdag, van 7 tot 8 kuier ons saam. As jy wil aansluit manne, kom kuier by ons, drink 'n koppie koffie en ons gesels lekker saam. Op 'n Saterdagoggend is 7 tot 8. En dan is daar, Boets gaan iets sê oor die bazaar. Agter op my lysie het ek 'n paar mense op die gebedslys. Ons bid nog steeds vir François Coratie se familie. François is oorlede en ook dan vir Anna Stols. Marina Venter het geval en seer gekry. Ek verstaan sy het weer geval. Kom ons bid dat die Here ook vir haar baie naby sou wees en vinnige genesing sal gee. Op die Redboom gaan vir operasie sien ek hierso. En in die algemeen vir almal wat siek is, almal wat swaar kry in ons gemeente, hulle wat dalk eensaam is, hulle wat bekommerd is. Kom ons bid dat die Here by elkeen van die sulke sal wees. En dan sien die ook, daar is 'n hele paar ander ding wat die ook voor kan bid. Ek het 2 verjaarsdae, Brendan Du Plessis en Charles James verjaar vandag, is hulle hierso. Sê vir hulle baie geluk en ook almal wat in die week verjaar, mag julle werklik fantastiese en 'n baie mooi nuwe lewensjaar hê. Goeiemôre almal. Dit is soos die ou liedjie, hier sê ek weer. Ek wil net vir julle hierdie week weer baie dankie sê vir die bestanddele wat ingekom het. 2 areas van bekommernis. Mense, ons soek asseblief glasbotteltjies. Hoor maar by vriende, familie. Dit is 'n probleem nog. Die ander ding is, ons soek iemand wat wil hand opsteek. Ons soek nog iemand vir die carry en rystafel. As iemand bereid is om daar te help, al is dit net kook op hierdie stadium. Hoor maar by vriende of hoor by gemeentelede wie is bereid om daar te help. En oom Benny praat elke week, of so nou en dan oor die geldsake. Die bazaar is 'n groot bydrae dat die gemeente kan aangaan soos wat hy aangaan. Nooit gedacht is geseënd. Ons het 2 wonderlike pryse gekry vir die bazaar. 2 naweke weg, 2 afsonderlike pryse. Ek sal na die tyd in die saal wees vir die mense wat 'n lys wil kom kry om kaartjies te verkoop. Dit is 'n groot bron vir inkomste om die Here se werk in ons gemeente te doen. Baie dankie. Dit help baie, die bazaar is 'n spanpoging, soos ons verlede, toe om Benny die laaste keer gepraat het, gehoor het, daar is maar verskillende uitgawes. Mens besef jy altyd dit by 'n gemeente nie. Ons is ook nie net 'n gemeente wat op onsself fokus nie, ons wil ook luister na die Here se roepstem daar buite en waar hy ons uitstuur en daar verskil maak. Mense het ook fondse nodig vir dit alles. Ek wil ook net dankie sê vir almal se bydraes en tyd en opofferings. Ek wil net noem oom François Conradie se begrafnis gaan volgende Saterdag 11:00 wees, hier by Nooit Gedag. Ek sal dit uitstuur ook, maar net laat die wat wil kom weet, ook 'n bietjie, dan gaan dit ook nie so baie help nie. Want dit help bietjie vir die mense hier voor en so. Dis nie soos 'n noodsaaklike dringend regtig nie, maar dit is, ek dink, lekker as dit wel werk. So ek noem dit ook maar net. Dit moet 'n uitstuur TV wees. Dit kan nie die ou TV's wees. Hulle gaan nie saam met hierdie TV's kan werk nie. So dit is nou maar die enigste ding. Dit hoef nie 'n smart TV te wees nie, maar hy moet uitstuur wees ten minste. So is daar maar goed met die tegnologie ook wat net oppak, soos my mikrofoon se kabel het ook gebreek.
toe moes ons dit regmaak. So sulke goed gebeur ook, onverwags. Maar ons gaan, ons slotlied is, Hy is Heer, kom ons staan, en ons sing hierdie lied saam. Ons gaan so die seën ook so saam doen, so julle weet nou al hoe dit werk. Jesus Christus is die opstanding en die lewe. Wie in hom glo, sal in alle ewigheid nie sterwe nie. Amen. Ons sing amen vir oggend.